Afrika as kontinent, jy weet ek het ontsettend hoop vir die kontinent, want ek dink al ons probleme as kontinent is oplosbaar. Goeienaand Paul, baie welkom hierso vanuit Pretoria uit. Jy sê dat jy is in Heidelberg. Dit is wonderlik dat ons die tegnologie kan gebruik om so oor afstand met mekaar te kan gesels. Ja, baie dankie vir die uitnodiging. Ek sien uit om te gesels. Ja, ek spot altyd, ek sê as ek hier in Heidelberg kuier, dan sê ek is nie ver van Harry Smit af nie. Spot natuurlik, ek is in Heidelberg in Duitsland, maar daar's soveel Heidelberge in Suid-Afrika dat mens maklik verward kan raak, nee. Net so, wel, dit is eintlik as mens daaraan dink, dit is selfs as mens net in Suid-Afrika met mekaar so oor tegnologie kan gesels, is dit al klaar geweldig wonderlik. Ongelooflik, ja. Ek en my vrou het nou so 'n maand of wat gelede het ons 'n bietjie in Europa getoer en maar ek het so ook van Europa af, van Nederland af gewerk, so tussendeur, en dit was my nogal merkwaardig om te sien dat ek in 'n vergadering sit en dit klink of ek praat met die mense net langsaan in die gebou net langsaan. So Ja. dit is, die tegnologie is eintlik regtig wonderlik. Dit Ja. maak baie geleenthede vir ons oop, dink ek. Nee, verseker, jy weet, my oupa grootjie het tydens die Anglo-Boereoorlog in Europa kom studeer en jy weet, daar's vir 3 jaar was daar, en ek reken daar was ook maar beperkte posdienste in daai tyd. So vir 3 jaar het sy familie net nie van hom gehoor nie. Waar danksy goed soos WhatsApp en tegnologie soos hierdie Google Meets en so aan, het ek nou meer kontak met my ouers as wat ek gehad het toe ek op kampus was in 'n tyd voordat WhatsApp eintlik 'n ding was. Jy weet, so ek was 'n uur weg van hulle op kampus in Potchefstroom en hulle was in Johannesburg en nou weet hulle eintlik meer wat in my dag-tot-dag lewe gebeur. So dit is so, tegnologie het definitief voordele. Ek dink dit het natuurlik sy beperkings en ons leer dit nou maar stelselmatig. Daar is maar niks soos om iemand regtig in die oë te kyk en om hand te skud en blad te skud nie, maar ek dink hierdie bied vir ons 'n klomp geleenthede en dit maak definitief vir ons 'n klomp deure oop. Ja, Paul, jou van is Marits, en as ek nou so 'n bietjie deur die geskiedenisboeke blaai, dan die Marits familie het nogal diep spore getrap. Ek dink byvoorbeeld aan Mani Marits en Gerrit Marits. Vertel vir ons 'n bietjie meer van jou familiegeskiedenis en jou hedendaagse geskiedenis, met wie is jy getroud, waar is jy gebore en sulke tipe van dinge. Wonderlik, ja, so ek sê altyd vir Afrikaners, ons het die voorreg dat meeste van ons kan ons afstammelinge terugtrek vir ten minste 200 of 300 jaar. Nie baie van ons doen dit nie, jy weet, ek dink is maar 'n menslike ding, is nie Afrikaners nie, maar meeste mense weet nie noodwendig wie hulle oupa grootjies en ouma grootjies was nie. Maar as nou mense 'n bietjie gaan navorsing doen, dan is dit eintlik vreeslik interessant. So ja, Gerrit Marits is gebore aan die einde van die 18de eeu, 1799 in Graafrenet. En van hom is ek 'n direkte afstammeling, 7 generasies. Sy seuns, sy seun van wie ek 'n afstammeling is ook gebore in Graafrenet 1926. En dan sien 'n mens hoe die wortels eers aan die ooste kant van die Drakensberge geloop het, natuurlik met die groot trek wat aanvanklik in KwaZulu-Natal probeer nedersetting vind het, en tussen 38 en 48 natuurlik so 'n bietjie daar begin ontwikkel het aan dinge, en toe die Engelse Port Natal vat in 1848, toe het die Marits gene, sommige van die Marits gene, daar is nog steeds Marits aan die ander kant van die berg, maar toe het baie van die Marits oorgekom na die Transvaal kant toe, en my oupa is in 1933 gebore in Rooikoppies, of naby Brits, kom ek sê so, in die Brits wêreld, daar Krokodilrivier wêreld, en my pa is gebore in Potchefstroom en ek self in Johannesburg. So dis, jy weet, in 'n sekere sin kan 'n mens ook maar daar 'n tipe van 'n ontwikkeling sien. En so is dit maar interessant. Maar ja, ek dink natuurlik dis meeste van ons het natuurlik hierdie voortrekker geskiedenis. Dis vir my lekker dat ek spesifiek kan weet wat het Gerrit Marits gedoen en so aan, jy weet, maar ek dink geskiedenis. So dit is iets wat ons natuurlik met trots dra as familie. Maar ek dink elkeen van ons dra dit saam en dis 'n wonderlike stuk geskiedenis om van deel te wees en om mense nou en dan so 'n bietjie te herinner waar jy vandaan kom en wat eintlik opgeoffer is vir sekere van die vryhede wat ons vandag kan hê.
Ja, Paul, ek verstaan dat jy op die oomblik is jy daar naby Heidelberg in Duitsland. Ek dink jy's ook getroud. Wat maak jy daarso in Duitsland? Ja, so ekskuus jy het dit in jou vorige vraag gevra en ek het nie regtig daarop ingaan nie. Maar so my ekskuus daar, maar so ja, ek en my vrou is nou amper 4 jaar getroud. Ons het 'n COVID huwelik gehad, so ons sou April 2020 getrou het en ag die hele wêreld het gaan stil staan, jy weet mens vergeet baie keer hoe dit in daai tyd gewerk het, maar ons het toe uiteindelik kon ons so Junie maand van 2020 trou, toe my ouers uiteindelik uit Gauteng uit kon kom, want ons was in verskillende provinsies vasgekeer. En so ja, ons is amper 4 jaar getroud en so ons was tot einde 2021 was ons in Suid-Afrika. Ek het tydens COVID het ek my meestersgraad in teologie klaargemaak of in etiek. En toe het ek begin, ek het in elk geval in daai stadium al reeds deur akademia begin met 'n B-soksie, soos hulle dit noem, 'n B-graad in politiek, filosofie en ekonomie. En ek het 'n vreeslike belangstelling gekry in die goed wat ek studeer. So ek het eintlik gereformeerde teologie studeer en ek het dit ook klaar gemaak in Potchefstroom. Dit was vir my ongelooflik verrykend, maar ek het gevoel my roeping is eerder in die politiek, of as ek amper kan sê by nie noodwendig in die kerk nie, maar onder die volk. En toe het ek by Solidariteit begin werk in 2018 en toe het ek ook so in die aande deur akademia met hierdie graad begin en toe COVID gebeur, het ek bietjie begin dink wat's nou die volgende stap en natuurlik wil ek binne in, ek meen Solidariteit is absoluut in lyn ook met hoe ek dink, nie net op 'n dag tot dag basis nie, maar ek stem heeltemal saam met die visie en persone soos Philip Buys en Dirk Herman het in my lewe persoonlik al ontsettend baie vir my beteken. Ek het baie hoë agting van hulle, ag en heelwat ander in die beweging. In elk geval toe ek tydens COVID het ek toe kontak gemaak met 'n professor in Leiden in Nederland en ek en hy het 'n bietjie gepraat en hy het gesê hy sal graag 'n PhD-studie vir my lei. Hy sal nie noodwendig kan help met befondsing nie. En befondsing is nie 'n maklike ding nie, jy weet, dis nie asof mense nou sommer net uit Suid-Afrika uit 'n Suid-Afrikaanse universiteit met jou meestersgraad kering gaan kry vir 'n beurs nie. Maar om 'n eksterne PhD-kandidaat te wees, wat beteken jy skryf jou doktorsgraad, maar jy kry nie 'n salaris as navorser nie. Dit is nogals moontlik as mens 'n studieleier kan kry wat saamstem met dit wat jy wil skryf, of nie noodwendig saamstem nie, maar wat bereid is om jou te begelei op hierdie pad. En so toe het ons vir maniere gesoek om dit te doen en die enigste manier was eintlik om werk te soek in Europa en dan terwyl ons hier is dat ek nou studeer en werk. So my vrou het 'n wonderlike geleentheid in Frankfurt gekry en ons het toe soontoe gegaan en ons is tans nog daar gebaseer. Ons kuier gereeld in Heidelberg, ons ook familie het oor naweke. So ja, breedweg saamgevat is ek nou al so 2 jaar aan die gang met die doktorsgraad. Daar's 'n ding wat mense noem die Dunning-Kruger effek, wat basies beteken aan die begin van enige studie dink jy weet ontsettend baie en dan so 'n bietjie later besef jy weet eintlik niks nie en dan stelselmatig begin jy groei in vaardighede. So ek dink aanvanklik het ek gedink ek gaan hierdie boek wat ek moet skryf kaf draf en toe so 'n paar maande later toe dink ek, "Sjoe, wat het ek myself ingekry?" En nou is ek miskien op 'n gesonde punt waar ek jy weet so 2 jaar in wat mense dalk jou onderwerp beter verstaan. En ek het natuurlik intussen tyd ook heelwat akademiese artikels gepubliseer. Ek het tans saam met Dr. Jan Adrian Slebusch nog 'n akademiese artikel wat op pad is, wat tans in die keuringsproses is. So ek dink solank 'n mens aanhou navorsing doen en ek kan al 'n bietjie later praat oor waaroor my navorsing handel. Maar solank 'n mens besig bly en jy leef jou roeping uit, dink ek maak sulke goeie sin. En natuurlik alles wat ek publiseer en die artikels wat ek skryf, moet dan uiteindelik invloei in my doktorsgraad in. In Nederland, soos wat dit ook maar in Suid-Afrika is, beteken jou doktorsgraad dat jy 'n boek moet skryf en die boek moet gekeur word. Jy weet, deesdae kry mense 'n klomp ander modelle wat jy 'n klomp lesings bywoon en jy skryf 'n korter teses en so aan. Maar die manier hoe ek dit doen is nog redelik tradisioneel. Jy skryf 'n boek van ten minste 80,000 woorde en dan besluit 'n komitee of hulle daarvan hou of nie en of hulle saamstem of nie, ten minste dat jy jou argument goed begrond het en dan kry hom of jy kry hom nie. So dis so eenvoudig soos wat dit is. Kyk, ek dink dit is uiters belangrik as 'n mens dink oor hoe idees versprei en ek dink dan byvoorbeeld aan die woke beweging, die kulturele marxisme. As mens gaan kyk na daai idees wat nou oral geïmplementeer word in die korporatiewe wêreld met daai scorekaart wat hulle het, wat hulle dan, as jy 'n swart vrou is, dan gee hulle jou 5 punte, as jy 'n swart man is, 4 punte,
'n kleerling vrou, dan kry jy 3 punte en dan so aan en dan tel hulle alles op en dan aan die hand daarvan sê hulle goed, hierdie organisasie se punt is soveel uit sy maksimum van soveel. En nou as mens gaan kyk na daai hele idees wat nou geïmplementeer word, dan het dit eintlik hierso in die 60s met Marcuse en daai ouens het dit begin. So dit is maar hoe dit werk. As mens op die langtermyn iets wil regkry, dan moet 'n mens maar met die denke werk. So ek dink hierdie is geweldig belangrik. Ja, so ek hoor, ek dink Marcuse het natuurlik 'n rol gespeel in Horkheimer en die ouens in die Frankfurt beweging. Dit is interessant as ek in Frankfurt by die Universiteitsbiblioteek sit, is daar so 'n groot standbeeld van Horkheimer wat so oor my skouer kyk. Maar ek dink dit het vroeër begin. Ek dink persoonlik dat Rousseau in sy 1759 teses oor ongelykheid, dat hy daardie saad begin saai het van 'n nuwe interpretasie van gelykheid. En vir luisteraars wat in seker tipe goed belangstel, kan ek regtig sê dat hierdie artikel waaroor ek gepraat het, wat ek en Dr. Schlebusch mee besig is, gaan ons juis op hierdie tema in wat is die ANC se interpretasie van gelykheid. En dan kan mense amper breedweg sê die marxisties-leninistiese, soos die ANC hulle self ook noem, die marxisties-leninistiese idee van gelykheid. So mense sien byvoorbeeld dat Rousseau wegspring en sê dat uit enige vorm van ongelykheid word arbitrære mag gebore. So met ander woorde, tirannie kom uit ongelykheid. Jy weet, in die oomblik wat hy dit doen, dan word dit interpreteer deur Robespierre tydens die Franse revolusie, kom ons sê 1793 se kant. Daar was natuurlik verskillende fases en verskillende oomblikke in die Franse revolusie. Maar 1793 se kant interpreteer Robespierre dit baie revolutionêr. En dan sien ons dat daar in Nederland 'n kontra-revolusionêre beweging is wat hierdie goed raak sien. En dan by Marx begin ons sien dat dit posvat in teorie. En wat Lenin dan probeer doen is hy probeer om Marx se teorieë lewendig te maak en dan deur karakters so Slovo sien ons dat dit in Suid-Afrika ingevoer word. Ek dink in 'n sekere sin dit wat ons nou sien en wat ons die woke beweging sal noem, is eintlik maar net die volgende fase van 'n beweging wat eintlik al redelik ver kom. Die uitdaging daarmee is dat dit teen ons tradisionele gedagte van meriete gaan. So as jy teruggaan na Aristoteles se politiek toe, in sy etiek in die 5de en 6de boek praat hy ook oor regverdigheid en dis meer, maar in sy politiek in die 8ste boek praat hy oor die idee van verdienste en hy sê, dis 'n baie mooi bekende aanhaling waar hy sê, gee die beste fluit vir die beste fluitspeler. Jy weet, jy wil uiteindelik hê dat die arete, die meriete wat daar is, moet uiteindelik oorheers en hulle wat goed is met 'n bepaalde ding moet in daai rigting ondersteun word, want elke mens het 'n unieke natuur en dit bely ons natuurlik ook as Christen. Ons sê dat God elkeen van ons uniek geskaap het. En ek dink in 'n sekere sin dryf dit daarteen in. Nou goed, jy weet ons kan natuurlik baie teoreties en op 'n baie hoë abstrakte vlak daaroor praat, maar ek dink mens sien dit in hierdie drang vir 'n absolute gelykheid en uiteindelik uit absolute gelykheid kom tirannie werklik na vore. Soos wat 'n mens ook al soveel kere gesien het in die wêreld se geskiedenis. Ek dink een van die ander elemente wat baie belangrik is die hele sentralisering van mag en waar al die volksstate en wel alle state besig is om te verdwyn en groter supermoondhede daar gestel word. En as mens nou dink, ek weet dat jy doen jou PhD onder andere oor die denke van Althusius, en hy was nou die ou wat meer gekyk het na federale denke. Kan jy vir ons 'n bietjie meer rondom dit uitwyf, die federale denke? Ek dink byvoorbeeld as mens gaan kyk na die Hanse Liga, wat nou die vryhede wat ons as Noord-Europeane ervaar het die afgelope 500-600 jaar, dan dink ek dit is eintlik maar 'n uitvloeisel daaruit, so as jy miskien net 'n bietjie kommentaar daaroor kan lewer. Ja, natuurlik. So ek dink dit het verskeie wortels. Ek dink natuurlik die Hanse Liga het 'n belangrike rol gespeel. Wat ook interessant is wat mens na kan kyk is natuurlik die Switserse Konfederasie van 1219. So met basies so te verduidelik, Switserland is 'n klomp valleie en in die winter is dit absoluut toegesneeu. So as jy deel van 'n groot ryk is, en daai ryk word byvoorbeeld uit Wene of uit Graz regeer, soos by die Habsburgs uit hulle setel gehad in Wene, of dalk selfs voor dit op ander plekke uit Frankfurt uit of uit Rome uit. Die punt is, dis baie moeilik vir iemand om jou in Switserland te beskerm. En so hierdie 3 valleie het bymekaar gekom en gesê, ons sal
indien een van ons aangeval word, sal ons drie mekaar beskerm. Ons erken elkeen ons vryheid, die een skil die ander niks nie, maar ons het 'n tipe van 'n eenheid. En so miskien uit dit uit sien mense die eerste gedagtes van 'n federale staat. Jy weet, die gedagte dat ek behou bepaalde regte en jy weet wanneer dit relevant is en wanneer dit nie op my regte indruis nie, dan jy weet gee ek toe na 'n hoër struktuur toe. Die interessante is natuurlik, dink die reformatie het ook 'n groot rol daar gespeel. As mens byvoorbeeld so kyk na sommige kerkregte, ek self het in Potchefstroom studeer, so ek het redelik in die gereformeerde kerkreg en die GKSA my ontwikkeling gehad. Ek weet verskillende gemeentes doen dit verskillend, maar die gedagte dat elke gemeente 'n volle gemeente in en van homself is. Jy weet die streeksinode of die nasionale sinode is nie hoër of sterker. Dit maak nie, jy weet dit help natuurlik om bepaalde geskille uit te klaar, maar die plaaslike gemeente is ten volle kerk. Ek dink mense sien iets daarvan. Natuurlik sien mense ook alreeds in die 16de eeu in by Bullinger en by Zwingli en by heelwat ouens hierdie gedagte. Maar ek dink as mense dan nou vat na Althusius toe, net om vinnig konteks te gee vir die luisteraars wat dalk baie van Althusius gehoor het die laaste tyd, nie heeltemal seker is nie. Althusius is na my mening die eerste persoon wat Calvin en Luther in 'n politiese vorm ingiet. Wat ek daarmee bedoel is, die teoloë het natuurlik hulle self ook met regeringswerk gebesig. So mens sien dat Calvin heelwat goed gedoen het wat jy eintlik deesdae van 'n munisipaliteit of 'n polisie sal verwag. Hy weet sy gemeente het ook maar orde geskep en die tipe goed is en nou kyk in die 1540s in Genève en so aan. Maar wat Althusius doen is hy word aangestel as die, kom ons sê nou maar die burgemeester van 'n dorp. En hier begin hy dan 'n stelsel te bou. En die punt wat hy identifiseer is dat die samelewing en die orde nie van bo af onder toe kom nie. Wat jy tipies sal sien by iemand soos Hobbes of by Baudin, jy het 'n koning en van daar vloei al die mag af. Sê Althusius nee, dit werk aan die ander kant toe. Jy het 'n gesin, jy het 'n gemeente, jy het 'n plaaslike besigheid, jy het 'n kollegium, jy weet, en jy het 'n dorp, jy het 'n munisipaliteit. 'n Klomp munisipaliteite word dan 'n provinsie en 'n klomp provinsies word dan, maar die punt is dit begin onder en dit werk boontoe. En daai tipe van 'n subsidiariteit, as ons dit so wil noem, is ontsettend belangrik. En hoekom dit belangrik is want dit is die basis waarop 'n staat soos byvoorbeeld die FSA histories sou gebou wees. Die gedagte dat ja, ons verdedig ons nasionale grense, maar ek het bepaalde regte op grondvlak waarvan ek nie vervreem kan word nie. En die primêre band is die mees natuurlike band. Met ander woorde, die eerste gesagsstruktuur is die gesin. En die groter struktuur bo hom is die stam. En die een bo hom is miskien die dorp. Of jy weet, die gedagte daar, as mens dit dan nou op vandag se lewe wil toepas, dan kom jy op 'n punt waar jy vir mekaar sê, jy weet, en as mens dit op Suid-Afrika wil toepas, dan moet jy natuurlik baie genuanceerd wees, want ek dink daar is mense wat dit vir verkeerde politieke doeleindes wil aanwend. Ek sien dit eerder so, en ek sien dit redelik abstrakt, maar ek sien dit so dat Suid-Afrika is 'n land met baie diversiteit en verskeidenheid. En as ons hierdie ding gaan sentraliseer, soos wat jy ook vroeër genoem het, dan gaan ons verskeidenheid verloor. En as ons van bo af in een rigting regeer, wat sosialiste graag wil hê, met ander woorde wat die ANC se opleiding behels. Jy weet, dit is hoe hulle geleer is. Ons kan aanhou vir mekaar sê dit is nie so nie, maar die ANC-lede wat veral tydens jy weet hulle ballingskap in Rusland hulle opleiding ontvang het geleer dat alle mag bo gesentreer moet word en dan na onder toe moet sypel. En dat geen magstruktuur die boonste strukture mag uitdaag nie. En wat ons sê is die boonste strukture raak slegs relevant vir kwessies wat die onderste strukture nie kon oplos nie. Met ander woorde, jou munisipaliteit moet verantwoordelikheid vat. En slegs as daar iets is wat jou munisipaliteit nie voor verantwoordelikheid kan vat nie, byvoorbeeld 'n snelweg, dan kan ons sê goed, nou kan die provinsie betrokke raak. En slegs as daar iets is wat die provinsie nie kan oplos nie, byvoorbeeld jy word ingeval deur 'n ander staat, dan kan jy sê goed, hierdie is 'n nasionale kwessie. Waar op hierdie stadium wil die ANC vanuit Pretoria vir die mense op die Kaapse vlakte sê in watter taal hulle kinders moet grootmaak, of ten minste watter taal hulle kinders se opleiding en opvoeding moet wees. Buite die huis. En so ek dink dit is my kommentaar daaroor, dis my opmerking daaroor. Mens kan natuurlik baie lank daaroor praat, maar hierdie ideologiese verskil dink ek verduidelik hoe ek die huidige debat sien wat daar gebeur tussen die Afrikaner en die ANC. Jy weet, ons wil graag erken word op grondvlak. En dan
dink ek Flipbuys maak 'n goeie opmerking. Ons sal liewer later erkenning kry as wat ons vooraf gaan toestemming vra. So mens doen dit in elk geval want jy het die reg dat jou taal en jou kultuur mag voortbestaan. Maar dit sou heelwat makliker wees as daai ruimte ook van bo af toegelaat word. Met ander woorde, as jou sentrale regering erken en aanvaar, ons is nie die alfa en omega nie en ons is nie veronderstel om dit te wees nie. Maar dit lyk vir my, as ons kyk na die Sowjetunie, dan het dit 80 jaar wat gevat voordat dit in duie gestort het, maar dit lyk vir my of die nuwe Suid-Afrika nie 80 jaar gaan hou nie. As ons kyk hoe dinge begin uit mekaar uitval en selfs die groot korporatiewe maatskappye begin ongemaklik raak met die infrastruktuur wat besig om agteruit te gaan, paaie wat nie meer werk nie, spoorlyne wat nie werk nie, elektrisiteit wat nie werk nie. Van die groot maatskappye spandeer omtrent 1 biljoen per jaar net om kragopwekkers aan die gang te hou. Nou goed, dit het nou 'n bietjie beter begin gaan die afgelope 2 maande of so, maar dit was omdat almal begin het om sonstelle uit te rol en so aan. So ek dink daai proses waar die staat besig is om te verswak is aan die gang en ek dink hierdie hele idee van federalisme word dan baie relevant want ons wil nie opeindig soos die DRK of een van die ander plekke soos Somalië wat dit net 'n klomp warlords is wat elkeen dan die mag in sy klein gebiedjie bepaal nie, maar dat die mense dan eerder gestruktureerd met mekaar saamwerk. En nou ek sien jy het 'n artikel op Litnet geskryf waarin jy gepraat het oor hierdie nuwe Suid-Afrika en jy het gesê dat dit basies op 'n kompromie neergekom het tussen die nasionale party en die ANC, maar dat daai kompromie is nou besig om in duie te stort. Nou ek dink die wanbestuur van die ANC is 'n deel daarvan, maar kan jy vir ons verduidelik wat bedoel jy daarmee en wat se implikasies daarvan? Ja, dankie vir Anashu. Ek moet vir jou sê ek het baie geniet om die artikel te skryf. Dis iets wat my baie na in die hart lê. Jy weet ek dink ek moet begin deur erkenning te gee. Professor Koos Malan het 'n boek geskryf wat in 2019 uitgekom het, There is no Supreme Constitution, wat vir my baie vormend was in my denke. Professor Malan, ek kan sê ek was bevoorreg genoeg om 'n paar keer saam met hom op Pretoria FM kommentaar te lewer en so aan en jy weet hy is ontsettend wys en ek kan iemand wat Suid-Afrika se maag en darmes wil verstaan regtig aanraai om sy werk te lees. Hy verstaan die grondwet en ek dink hy verstaan die konstitusionele orde van Suid-Afrika beter as enige ek dink beter as enige akademikus in hierdie stadium. So sy kritiek is baie raak en jy weet hy raak aan die gedagte waar hy sê dat die grondwet soos wat hy daar geskryf is nie noodwendig wat Suid-Afrika rig nie. Daar's sosio-ekonomiese magte wat Suid-Afrika in 'n rigting stuur en dan kan jy die dokument uiteindelik interpreteer soos wat jy wil. So dit was sy gedagte en ek het toe gaan kyk as ek uit 'n kompromie hoek uit daarna kyk. Nou 1988 nasionale intelligensie begin om met oud-president Nelson Mandela gesprekke te voer. So dit lees ons in die boek deur die voormalige nasionale intelligensie hoof Dr. Neil Barnard, is dit sy van hy skryf 'n boek Die Vreedsame Revolusie in 2017 waar hy sê dat die gesprek al 1988 begin het en dit moes uitgeloop het op 'n demokrasie. So dan sien ons die 93 grondwet. Nou ek was 1 jaar oud, so ek weet nie veel van in daai stadium nie, maar hulle dan hulle 34 beginsels en daai beginsels is breedweg demokraties en liberaal. En dan jy weet kom hulle met die 96 grondwet weer eens, dit word gehuldig as hierdie vooruitstrewende demokrasie. Maar die realiteit van die saak is, dit is nie die rigtende dokument vir die ANC nie. Wat die ANC rig is hulle eie nasionale demokratiese revolusie. En waar hulle nasionale demokratiese revolusie in kontras staan met die grondwet, dan voer hulle eerder hulle NDR uit as wat hulle die grondwet uitvoer. So byvoorbeeld, die nasionale demokratiese revolusie wat marxisties-leninisties beïnvloed is, sal sê dat jy 'n nasionale eenheid en kultuur wil skep. Jy wil 'n Suid-Afrikanistiese kultuur skep. Maar artikel 29 van die grondwet sê dat moedertaalonderrig in sover moontlik en sover doenlik in die Afrikaanse vertaling, artikel 29 2b dink ek, sê sover dit redelikerwys doenlik is, kan jy moedertaalonderrig hê. Maar nou vra jy my hierdie twee botstaan met mekaar, nou wat sal ons nou doen? En ek en jy weet altyd van die Bella wetgewing wat nou uitgekom het, so dan vra jy vir jouself, watter een van hierdie twee ideologiese strominge, die meer liberale grondwet, wat sogenaamd individuele regte wil beskerm, of die NDR, wat 'n nasionale demokratiese revolusie, wat openlik volgens hulle moet uitloop op 'n
utopiese marxistiese staat. Watter een van hierdie twee ideologieë slaan die Qatar nou regtig? As jy na die Bella wetgewing kyk, wil ek vir jou sê, ek dink nie dis die grondwet nie. So dit was die punt van die artikel gewees waar ek gesê het, ek dink, jy weet mense het 'n kompromie bereik, waar die NP, en heelwat ander, maar die NP was natuurlik belangrik geweest, sentrale rol gespeel van die een kant, waar hulle gesê het, goed, sekere dinge word oorhandig, in ruil vir sekere beskermings. En daai beskermings word uiteindelik net nie geag nie. En dan is daar mense wat die ou Latynse spreek sal sê, vae victis, jy weet, woe to the vanquished in die Engelse vertaling, jy het verloor, bly nou maar net stil, vat nou maar net dit wat jy kan kry. En dan so ander wat sê, wel, jy weet, ek dink die gedagte van die padda wat stadig gekook word, is maar iets wat ons konstant in ons agterkoppe moet hou. As hierdie tipe goeters 20 jaar terug gebeur het, sou dit ons verskriklik wees, maar bietjie vir bietjie raak mense gewoon daaraan. En jy weet, dit is wonderlik dat die solidariteit beweging en soveel ander instellings hoop skep vir mense, maar ons moet ook besef dat daar bepaalde regte is waarop ons nog steeds moet staan. So ja, breedweg het my artikel daaroor gegaan dat ek gedink, dat ek geskryf het dat ek 'n spanning raak sien tussen die 96 grondwet en dat ek dink mense sit te veel vertroue in die grondwet. Wat Dr. Barnard in sy Vreedsame Revolusie sê, wat vir my in 'n mate kommerwekkend is hy sê dat daar by oud-president F.W. de Klerk ontsettende vertroue was, solank daar 'n liberale grondwet is wat individuele regte erken, jy weet, sal daar beskerming wees en sal alles in 'n sekere sin okay wees. Nou ek is nie in 'n posisie om enigiemand te kritiseer van onderhandelings en dies meer nie. Akademies het ek gesê wat ek gesê het, maar ek dink 'n mens kan maklik in 'n moddergooiery betrokke raak wat ontsettend platvloers kan raak. Ek besef dat daar gesprekke gebeur het wat bo my inligtingskaal is en was. Maar ek dink dat daar dalk te veel vertroue was in die grondwet as dokument en dat die gedagte bestaan het dat die ANC hulle eie meer radikale idees sou laat gaan indien nie die grondwet tot stand kom. Waar die realiteit is dat ietsie soos die EFF wat nou 11 jaar oud is, wat oor 'n paar weke 11 jaar oud gaan wees, dat die EFF eintlik die ANC onder druk gesit het en toe hulle die keuse moes maak, toe kies hulle eerder vir hulle radikale wortels as vir die meer demokratiese grondwet. Nou, ek het daai boek wat Dr. Frans Cronje geskryf het so ruk terug. Ek dink dit is ook al so 4 of 5 jaar gelede wat hy die boek geskryf het en hy het toe die vraag gevra, waarna toe is ons op pad? Waar gaan ons wees teen 2030, 2035? En toe het hy nou verskillende scenario's geskets. En toe het hy gesê die heel waarskynlikste scenario wat gaan uitspeel is dat ons 'n klomp eilande gaan hê waar dinge goed werk en dan die tussenin gedeeltes gaan dit nou maar net agteruit gaan en dit gaan maar woes wees. Nou goed, dit is nou so 5 jaar later wat hy daai geskryf en dit lyk of hy dit reg raak gesien het. Dit lyk of dit wel so is dat veral as 'n mens bietjie hierso uit die stad uitry en mense kom daar in Lichtenburg aan of in Kroonstad of Harrismith of so. Dan kan mens sien, ek was nogal stom verbaas. Ek het nou so 'n paar jaar terug, toe het ons Natal toe gery, toe stop ons daar in Harrismith, en toe sien ek, maar daar's van die robotte, wat nou verander is in stoptekens. En toe onthou ek, toe ek in 1995, was ek in Ndola in Zambia, en dit was ook so daar. En ek het toe gedink, maar dit sal nooit in Suid-Afrika gebeur nie. En dit is toe nou so, dit gebeur nou hierso by ons. So dit lyk vir my hy's reg, dit is besig om tussenin, die plattelandse gebiede is besig om in duie te stort, en dan het jy hierdie paar gebiede waar dinge goed funksioneer, waar dinge goed gedoen word. Dit lyk my, dit gaan dan ook saam met die idee van federalisme. Hoe dink jy, hy sien dit raak, is dit reg as hy dit so sien, en wat beteken dit vir ons? Ja, so dis 'n interessante een, en ek dink die feit van akademie en veral sosiale wetenskappe en geesteswetenskappe is dat mense dinge in soveel verskillende rigtings kan interpreteer. Ek dink, jy weet, as ek dink aan die konsentrasiestrategie wat uitgerol is deur Connie Mulder en die Solidariteit Navorsingsinstituut in 2018-19, dan sien ek dat hulle daar bepaalde punte gemaak het. Wat my kop vir my sê,
is dat hierso in Duitsland is dorpe dikwels 5 kilometer van mekaar af, want dis sover jy kon stap in 'n dag in die 8ste eeu na Christus, voordat die gemiddelde persoon 'n perd of 'n donkie sou gehad het. En dan sien jy dat mettertyd, soos wat nuwe kolonies gestig is of nuwe grond verower is, het dorpe verder en verder uit mekaar uit begin ontwikkel. Nou wat jy tipies sal sien in Suid-Afrika is dorpe 60 km uit mekaar uit is. So ek gaan vir jou 'n praktiese voorbeeld gee van Potchefstroom af Klerksdorp toe is omtrent 55 km, van Klerksdorp af Wolmaranstad toe is min of meer 60 km, van Wolmaranstad af Bloemhof toe min of meer 60 km, Bloemhof Christiana min of meer 60 km. So jy weet, hoekom is dit? En die antwoord is redelik eenvoudig, want dis hoe ver 'n perd in 'n dag kon ry. So in die tyd toe daai dorpe gestig is, kom ons sê die Transvaal is amptelik in 1838 gestig, jy weet of Potchefstroom is as stad gestig, en dan sien jy dat dit 'n redelike, dis 'n maklike afstand om in 'n dag af te lê. En ek dink ons moet, en ekskuus as ek vinnig kan sê, Namibië sien jy dan tipies dat dorpe 200 km van mekaar af is, want miskien is daai dorpe ontstaan in 'n tyd toe motorvoertuie en binnebrand engines alreeds 'n realiteit was. Nou ek sê nie ons moet die hele wêreld in daai manier wetenskaplik probeer verstaan nie, maar ek dink as ons mekaar dood eerlik is, dink ek daar is 'n klomp dorpe in Suid-Afrika wat gestig is met die doel dat dit die plaaslike gemeenskap binne 'n dag kan ondersteun. So as jy wakker word in die oggend en iemand is regtig siek, dan kan jy voor son onder op die dorp wees. Of kom ons sê jy bly reg in die middel tussen twee dorpe, dan kan jy 'n halwe dag op 'n perd ry en 'n halwe dag te perd is jy op die dorp. Die realiteit is, ek dink dit maak vir my meer sin dat die Afrikaner, maar dan ook Suid-Afrika, jy weet, so breërweg, as ons nou net praat oor die Afrikaner, dink ek, die meeste van die dorpe is deur Afrikaners gestig, mens kan dit ook in die name sien. So die gedagte is, as ons gedink het dat ons as 'n volk van 3.400.000 verskillende dorpe kan regophou, dan smeer jy jouself ontsettend dun. Waar deesdae kan jy in 'n voertuig 80-90 km aflê, wat beteken dorpe kan 150 km uit mekaar uit wees, en so dit maak nie noodwendig meer sin om al die klein dorpies te probeer red nie, met respek gesê. Dit is my baie moeilik, want ek is lief vir die klein dorpies, en dit is so 'n belangrike deel van ons land se vorming en bestaan gewees, maar as mens gaan probeer om almal te red, en jy probeer alles vir almal wees, dan eindig jy op om niemand vir niks te wees nie. Weer eens 'n aanhaling van Flip Buys, dis nie my pittigheid nie. Maar so die breër gedagte wat 'n mens dan kry, is ek dink in Suid-Afrika, die ANC het nie noodwendig die regeer vermoë om al hierdie dorpe te onderhou nie. Ek dink ook nie noodwendig hulle die politieke wil nie. Jy weet, ek dink 30 jaar is genoeg om genoeg mense op te lei om hierdie goeders te doen, maar daar's nie noodwendig 'n verantwoordelikheid wat geneem word nie. En ek dink ook jong mense wil dalk net nie noodwendig meer op die platteland bly nie, wat hartseer en jammer is. So ek dink breedweg as mens al hierdie goed wat ek nou gesê het en wat ek waarneem saamvat, dan dink ek die realiteit vir die Afrikaner is, ons is lief vir die klein dorpies en hulle is deel van ons geskiedenis, maar dit maak vir my meer sin dat ons infrastruktuur konsentreer op sekere dorpe en dat ons vir mekaar sê, kom ons red eerder 'n Bethlehem en ons maak vrede daarmee dat ons nie noodwendig veel sal kan doen vir Ryds nie. Dit is nie die beste voorbeeld nie, want Ryds het natuurlik VKB en dit gaan eintlik redelik goed daar. Maar as ons prakties nou met mekaar sal sê, kom ons doen moeite om op Lichtenburg goeie skool en 'n goeie ouetehuis te hê, 'n goeie hoërskool en 'n goeie ouetehuis, en dan maak ons seker dat ons op kleiner dorpies soos Leeudoringstad het ons dalk 'n goeie laerskool. Maar ons maak vrede daarmee dat ons nie die Afrikaanse hoërskool op al hierdie dorpe sal kan bou nie. Ek dink dit maak sin, want jy weet uiteindelik moet mense ook onthou Suid-Afrika is 4 keer so groot soos Duitsland en dit het 'n kleiner bevolking. Dis 'n massiewe stuk grond en meer as 70% daarvan is nie eintlik lewensvatbaar in terme van gewasplantery nie. So jy weet jy het groot stukke grond nodig as jy met skaap of bees wil boer, en dan moet ons vrede met mekaar maak dat dit 'n tipe boerdery is waar nie baie mense betrokke is nie. Jy het nie groot hoeveelheid werkers nodig nie, en die gevolg is maar net dat om daar 'n hele dorp aan die lewe te probeer hou, maak dalk nie noodwendig sin nie. So dus ek besef ek het jou vraag oor Frans Cronje nou toegepas soos wat ek dit in my kop wil toepas, en ek hoop daar ergens lê antwoord vir jou, maar breedweg is die gedagte vir my, ek stem met jou saam dat die dorpe uit mekaar uitval. Dit is vir my hartseer, en ek dink as die ANC wou, kon hulle dit gered het, maar ek dink 'n sameloop van internet en omstandighede en jong mense wat liewer in 'n stad wil wees
en die binnebrand engine het veroorsaak dat dit nie lewensvatbaar is om al hierdie klein dorpies nou in stand te probeer hou nie. As ons in die toekoms praat van Suid-Afrika met 200 miljoen mense, nie dat enige projeksie sê dit is van ons pad is nie. Maar as dit is waarvan ons praat, goed, kom ons sê weer daai gesprek. Maar vir nou maak dit vir my eerder sin om te sê, kom ons red wat ons kan red, en dit beteken vir my 'n paar sterk dorpe waar ons werklik waar kan doen wat ons nodig het om te doen om voort te bestaan. 'n ander ding wat ek oor wonder, is tot watter mate Philip Buys het altyd die gesegde wat hy sê, demografie is die werklikheid oor 30 jaar of so. Nou die ding is, as ek gaan kyk na die Afrikaners, ons het so 1.6 kind per vrou. Nou in 'n westerse land het jy so 2.1 nodig per geslag as jy net die getalle wil konstant hou. So die implikasie daarvan is dat ons minder word. Nou goed, 'n mens kan dinge doen soos byvoorbeeld om die gesondheid te verbeter, en dan kan jou mense ouer word, en dan kan jy daai koers kan jy bietjie uitrek, maar op die lang termyn, as jy nie kinders het nie, dan gaan daar nie 'n volgende geslag wees nie, en dit gaan maar krimp. So ek wonder of deel van die oplossing nie is dat 'n mens ook moet begin kyk daarna om die volgende geslag te kry om meer kinders te kan hê nie. En wat ek bedoel daarmee is, as 'n mens gaan kyk in Israel, die ultra-ortodokse Jode, hulle het in 1948 met 35.000 lede het hulle begin. En hulle is nou by 1.3 miljoen. Hulle gaan so oor 20 jaar of so van nou af, gaan 1/3 van die kinders gaan ultra-ortodokse kinders wees. Nou, wat nou besig is om te gebeur is, daai ouens is besig om op demografiese terrein, net basies die politieke terrein oor te neem in Israel. En mense kan dit sien, hulle, die politiek word radikaler in Israel. En dit is omdat hulle, die liberale ouens het nie kinders nie, en dan, hulle word eintlik maar net uitgefaseer. So ek wonder of 'n mens nie dit moet reg kry om Afrikaners aan te moedig, Christen-Afrikaners, om meer kinders te hê nie. En dan dat 'n ou 'n langer termyn projek het, wat jy nie net dink in terme van die volgende 5 jaar nie, maar dat jy dink in 'n tydperk van 100 jaar, 150 jaar. Ja, so daar's 'n klomp goed wat met dit saamgaan. Ek dink, ek stem met jou saam dat die demografiese realiteite is ontsettend belangrik, en kinders is die toekoms. Dit is so eenvoudig soos dit. As ek kyk na lande soos Rusland, Hongarye, dan in Duitsland ook, dan is dit ontsettend lonend om kinders te kry. Wat ek met lonend bedoel is ongelukkig die finansiële realiteit daar agter. Dit is regtig. Jy kry finansiële voordele in Duitsland en in Nederland, byvoorbeeld 'n skool verniet tot op 'n sekere ouderdom. Universiteite in baie lande in Europa is verniet. Nou goed, daar is 'n hoër belastingkoers, maar ons betaal in elk geval heelwat belasting in Suid-Afrika. So as daai belasting beter aangewend word en jy kan skoolgeld skrap, of jy kan nog steeds gehalte behou, of jy kan skemas skep om die Afrikaanse privaat skole van die toekoms goedkoop en billik te maak, of mense te beloon vir groter gesinne. Jy kan, in 'n manier mense finansiëel beloon of finansiëel ondersteun om hulle huise se planne te vergroot, wat tipies tans in Hongarye gebeur. En as jy 'n derde kind het, kry jy toelaag van die staat af om 'n kamer aan te bou of iets van die aard. So ja, as mens dit so op die naam wil noem, om dan nou ten minste jou eie vervangingskoerse te kan haal. Daar is natuurlik 'n teologiese realiteit ook agter dit, die gedagte dat jy moet vrugbaar wees en baie word, die bevel van Genesis. Maar ek besef ook, soos ek sê, ek is met opset versigtig om myself te veel uit te spreek daaroor. Dis meer dis 'n liefdevolle belangstelling eerder as wat dit 'n wetenskaplike studie van my kant af is. Ek hou myself eerder besig met die grondwetlike en politieke realiteite wat ons onderdruk, want ek dink dit is dalk meer dringend, maar dit help nie jy oorwin die politiese en dan eindig jy uiteindelik op met 'n volk wat in elk geval nie regtig die wil het om voort te bestaan nie. En ek bedoel dit nie pessimisties nie, ek wil maar net dat jy wiskundig dan nie eintlik lewensvatbaar is nie. So ek dink daar's klomp goed om te doen. Ek is positief en optimisties. Onder my eie generasie sien ek die wil by mense om kinders te kry.
in sover dit finansiëel moontlik is. Nou ek dink ook 'n ding wat 'n rol speel is mense is baie lief vir leksheid, né. So daar's die gedagte maar elke kind moet 'n eie kamer hê. Ek bedoel dis net nie vir enig van ons ouers se realiteit gewees nie. My ouers het kamers gedeel tot hulle, jy weet, uit die huis uit gegaan het. Dit was doodnormaal. So daar is bepaalde gemaksones wat ons dalk uit moet beweeg. Maar ja, nee, dis 'n lang gesprek en ek vermoed van jou vorige en volgende gaste is dalk meer gereed om daarop in te gaan, maar ek dink ons stem met mekaar saam. 1.6 is maar net nie wiskundig, mens hoef nou nie, jy weet, mense kan verskillend voel daaroor, maar wiskundig is dit net nie volhoubaar nie. Ja. Ek het Dominee Slabbert-Lacorne se skoonpa, ek het so jare wat gelede toe ek 'n bietjie met hom gepraat en hulle was 9 kinders en toe vra ek vir hom nou maar hoe dit gebeur en hoe het hulle gemaak om te kan leef en so. En hy sê toe nee, maar hulle het nooit 'n kar gehad nie. En nou goed, hy is 'n elektriese ingenieur. So is nie asof hulle agterlike mense is of so nie. Maar hulle kon hierso in die moed kon hulle leef en sy ouers het 9 kinders grootgemaak en so hulle self, hy en sy vrou het 6 kinders gehad. En ja, hulle kon dit doen en soos jy sê, as 'n ou net 'n bietjie terugsny op die luukse dinge, dan is dit heel moontlik. Ja. Nou Paul, die ander vraag wat ek vir jou het is, as 'n mens aan 'n ideale oplossing vir Suid-Afrika sou dink, wat sou jou ideale oplossing wees? Dis 'n baie goeie vraag en dis 'n baie lekker vraag, dankie François. Ek dink dit is so ek woon tans in Duitsland en dit is vormend vir my denke. 'n Land soos Engeland of soos Frankryk is al of lande soos Engeland en Frankryk is al vir baie lank eintlik maar onder die heerskappy van een stad en een streek en een heerser. In Duitsland was die vereniging in die 1860s. Jy weet, en voor dit was dit 16 verskillende klein landjies wat elkeen sy eie heersers gehad het en met sy eie manier gehad het van dinge doen. Vandag nog sal jy sien dat byvoorbeeld in Laer Sakse of Niedersachsen, soos ons in Duits sal sê, of Lower Saxony in Engels, is skool 13 jaar. Waar in Baden-Württemberg, ander provinsie waar Heidelberg is en waar Stuttgart is skool 12 jaar. Dis hoe radikaal die verskille nog tussen die provinsies is. Elke provinsie het sy eie kos, sy eie aksent, sy eie drankies, sy eie tradisies, sy eie vakansiedae. En ek kan nie sien hoekom dit nodig is om in Suid-Afrika te probeer maak asof ons almal presies dieselfde is. En natuurlik, jy weet, ek dink as mens kyk na jy weet, daar's 'n baie bekende boek oor die Peloponnesiese oorlog wat Thukydides geskryf het in die 5de eeu voor Christus, en dan so 'n bekende begrafnisorasie deur Pericles, en dan sê hy in Athene glo ons dat elkeen gelyk moet wees voor die reg, maar dat ons meriete moet beloon in privaat sake. En so ek dink, jy weet, natuurlik ons moet nie diskrimineer en dat een persoon voor die reg bepaalde regte het wat 'n ander nie het nie. Dis jy weet, dis 'n ander storie, maar hoekom is dit nodig dat ons almal presies dieselfde kultuur en dieselfde taal en dieselfde dinge moet inasem? Natuurlik as almal in Suid-Afrika, en daarmee bedoel ek alle kultuurgroepe, alle tale, jy weet, mens kan selfs dit in die volksmond sê, alle volke. As almal hou van rugby en almal hou van braaivleis, goed, dan kan ons dit sentraal vier. Maar ek as Afrikaner wil graag my geloftedag vier, en dis nie noodwendig iets wat vir almal is nie. Die Engelsman in Sandton wil dalk, jy weet, die koning se verjaarsdag vier, en jy weet, ek dink is onsmaaklik, maar as hy dit wil doen, dan kan hy dit doen, jy weet, en die Zulu wil graag sy bepaalde vakansie daar hê. So ek dink hoe Suid-Afrika nie uiteindelik werk, as mens die ekonomiese blok wil behou vir finansiële redes, weet, vir die wat dit graag in die langtermyn wil doen, dan gaan dit net werk as jy erken dat die 'n klomp wesentlik verskillende groepe is, wat oor sekere goed saamstem. Ons almal dink Eskom is sleg, en ons almal, jy weet, hou daarvan as die Springbokke wen, en ons almal hou van sonskyn, en meeste van die kulture hou daarvan om beesvleis oor houtkole te braai, of so, jy weet, goed, okay, geldig. Maar uiteindelik wil ek eerder sien dat ons met mekaar eerlik is, dat ons vir mekaar sê, kom ons respekteer mekaar en erken dat daar verskille is. Wat ons in die verlede gedoen het, is ons het dit gevat en dit jy weet, dit bewapen in 'n sekere sin en dit gebruik om
te klassifiseer tussen verskillende, jy weet, vlakke van volk en van taal. En daarmee stem ek natuurlik glad nie saam nie. Dit wil ek ook nie terug hê nie en ek ken nie enigiemand wat dit wil terug hê nie. Maar wat ek wil hê is net die gewone erkenning dat die grense van dit wat ons die Republiek van Suid-Afrika noem in Londen getrek is vir praktiese doeleindes vir 'n empire. En goed, ons sit nou daarmee. Ek sê nie mens moet dadelik, jy weet, 'n pizza snyer vat en die ding opkerf nie, maar wat ek sê is dit gaan net werk as ons verstaan dat daar verskillende volke is en dat elkeen sy eie verskillende behoeftes het en dat ons besef ons moet goeie buurmanne wees sodat elkeen gelukkig kan wees, eerder as om te probeer om almal in 'n smeltpot te gooi en dit wat jy uitkry is so 'n bietjie van die en 'n bietjie van daai en uiteindelik erken niemand dit as hulle eie kultuur nie. Ek dink ook die gedagte dat dit Suid-Afrika moet wees, hierdie een sentrale Suid-Afrikanistiese kultuur wat Joe Slovo in 1988 bepleit het. Ek dink baie mense het daarvan afbeweeg, jy weet, en ons maak vrede daarmee, ons gaan saamwerk en ons gaan, jy weet, saam bou in 'n ding, maar daar is punte waar ons kulturele vryhede gaan opeis. So, weer eens, daar kan 'n mens lank praat, maar ek dink dis die enigste manier wat 'n mens realisties met 11 wesentlik verskillende taalgroepe, en jy weet, dis 'n vraag, in hoe mate wil elke volk in Suid-Afrika voortbestaan as 'n eie volk, maar die Afrikaner wil graag sy kultuur en sy taal behou, en ek dink die oomblik wat enige wetgewing omkeer om dit te doen, is dit myns insiens teen alles wat logies en reg is, en is dit 'n bedreiging vir stabiliteit. Net so. Paul, wat is jou toekomsplanne? Hoe sien julle langtermyn, gaan julle terugkom Suid-Afrika toe? As julle nie sou terugkom nie, of wel terugkom, hoekom? Hoekom sou julle besluit maak? Ja, so, weet ek's altyd versigtig om te sê ek gaan dit of ek gaan dat. Ek haal graag vir die Jakobusbrief aan wat sê as die Here wil en as ons lewe. Maar ons wil baie graag terug aan Suid-Afrika toe. Ek dink is maar eerder 'n roepingskwessie. Mens kan natuurlik baie meer geld maak in ander lande, maar as dit net oor geld gegaan het, jy weet, dan kan mens op 'n olieskip gaan werk in die Noordsee en jy kan baie geld maak en so, as dit net oor geld gegaan het. Mens moet natuurlik kan oorleef, maar vir ons is daar 'n roeping in Suid-Afrika, en binne die geesteswetenskappe waar ek is, die politieke filosofie, my belangstellings is Suid-Afrika, en ek glo ook dat Afrika as kontinent, jy weet, ek het ontsettend hoop vir die kontinent, want ek dink al ons probleme as kontinent is oplosbaar. Amerika kan niks doen aan die feit dat dit op 'n vulkaan staan nie. China kan niks doen aan die feit dat dit langs Indië is nie. Australië kan niks doen aan die feit dat dit langs, jy weet, wat net onder China is nie. Daai is geografiese realiteite. Meeste van Afrika se probleme is polities, en dit is 'n politieke probleem, is 'n onaangenaam, maar is iets wat jy kan oplos mettertyd. So ek hou goeie hoop, en baie mense sê ek is 'n baie mense sê ek's naïef, ek dink ek's optimisties. En so ek dink ek wil graag deel wees van daai hele storie, maar ek dink bovenal, jy weet, ek sal dit nie maar my hart kan kry om te sê dat, jy weet, ek wat my so beywer vir hierdie goed en my sedert my jeug beywer vir my taal en vir my mense, en dan, jy weet, gaan vlug ek na gerief toe nie. En solank as wat dit vir ons sin maak in terme van ons roepings om in Europa te wees, sal ons dit doen, maar die gedagte is nie om hier te bly nie. Jy weet, dit sou wat my betref roepingversaking wees, maar ek dink 'n mens moet ook sê die Here se wil moet geskied uiteindelik, en ons sal bid vir duidelikheid as en wanneer die tyd kom. So ons is nie op 'n punt dat ons datums vasmaak nie, maar ek wil nie, ek wil graag 'n verskil gaan maak daar waar ek vandaan kom, as ek dit so abstrakt mag saamvat. Ag, baie dankie Paul dat ek vanaand met jou kon gepraat het. Dit was heel lekker geweest om te gesels, en seën vir julle daar in die vreemde, en hopelik sien ons julle binnekort hier in Suid-Afrika. Dankie François, het was heerlik om jou te gesels, en sterkte met alles waarmee julle besig is.